Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here en dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het. Ek vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nuut opgestaan het, en die gebed van my hart is dat die Here vanmôre ook vir ons baie ryklik sal seën so rondom sy woord. Ek wil u groet met die baie besondere woorde van gesang of Halleluja lied 330. Nou vriende, Halleluja lied 330, ek gaan net vir u vers 3 lees. Daar staan: Heer in die hemel, ek verlang na vrede, wat ek op aarde sonder u nie vind. Daarom kom ek tot u in my gebede, skenk sielevrede tog aan my, u kind. Jesus, my heiland, let op my smart, bring soete vrede in my onrustige hart. Nou vriende, ek weet hoe onrustig ons hart kan raak. Ek weet hoe ons dikwels angstig kan raak, bekommerd, vreesagtig. En hierdie pragtige Halleluja lied, en jy kan deur al die verse gaan lees, kom leer vir ons hoe ons op die Here kan vertrou en biddend voor die Here kan buig en sê: Here, skenk ook vrede vir hierdie hart van my wat soms so onrustig is. Die Bybel sê vir ons: God se vrede wat alle verstand te bowe gaan, sal ons harte en ons sinne bewaar in Christus Jesus ons Here. Die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Mag dit ons daaglikse gebed wees: Here, u vrede ook my deel. Vanmôre gaan ek 'n bietjie met u praat oor die baie besondere gedeelte hier in Job 38. U sal onthou dat Job deur geweldig baie stryd, smart, hartseer, pyn, siekte, verliese en al hierdie gepaardgaande dinge gegaan het. Vriende, hy het beleef wat u en ek seker op aarde nooit ooit sal beleef nie. En mag die Here ons bewaar van soveel stryd en hartseer en pyn op een slag. Maar die Bybel sê vir ons dat Job in baie worstelinge verval het, baie gedagtes bedink het, baie woorde geuiter het. En die Here het nie van regtige antwoord gegee oor wat alles gebeur het nie. U sal onthou dat Job 'n regverdige man was en tog het die Here op eendag toegelaat dat al sy kinders gesterf het, sy rykdom was weg, sy vrou het gesê vloek God en sterwe, en Job het so siek geword dat hy sy swere met 'n potskerf gekrap het, en Job het nie 'n oomblik verstaan wat aangaan nie. Hy het so ver gegaan deur te sê hy vervloek sy geboortedag en wil die Here hom nie maar kom doodmaak en die Here sy lewe kom wegneem nie. En Job het so deur verskillende emosies geworstel en sekere geestelike en tydelike dinge geworstel, en op die einde van die dag het die Here nie vir Job alles kon verduidelik waarom hy alles gedoen het en toegelaat het ensovoorts nie. Maar wat die Here gedoen het is, die Here het die grootheid van homself aan Job kom openbaar. En nou vra die Here vir Job 'n vraag hier in Job 38 vers 16. Hy sê vir hom: het jy gekom tot by die bronne van die see? En het jy rondgewandel in die binneste diepte van die wêreldvloed? Wat beteken dit? Die Here vra eenvoudig vir Job: Job, jy verstaan miskien nie wat in jou omstandighede, in jou lewe aan die gang is nie. Maar ek wil jou vra, ken jy die dieptes van God se skepping? Het God nodig om aan jou alles te verduidelik wat in jou lewe gebeur, wat in die skepping gebeur, elke voeltjie wat uit die aarde val, elke ramp wat hierdie wêreld tref? Het God nodig om aan my en jou te verduidelik alles wat met ons gebeur en alles wat in die wêreld gebeur? Ek hoor hoe dikwels mense sê: man, weet jy, as ek net kan weet wat het hier gebeur en as ek net kan weet wat daar gebeur het en wat die waarheid oor hierdie saak is. En ek sê, dis nie 'n probleem vriende om die waarheid na te speur nie. Maar daar is sekere dinge waar ons by 'n punt moet kom om te sê: nou vertrou ek die alleenwysheid van God. Ek gaan nie by 'n antwoord uitkom en waarom hierdie ellende my en my huis getref het nie, maar ek gaan God vertrou. U onthou die vers wat ek so dikwels aanhaal in die gemeente, is die baie besondere woorde van Deuteronomium 29:29. Daar staan: die verborgde dinge is vir die Here ons God, maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid, om te doen al die woorde van hierdie wet. So interessant dat kinders van die Here so gesteld is om die verborgde dinge te probeer naspeur. Hulle kennis is so beperk oor baie dinge, maar die verborgde dinge wil hulle naspeur en hulle vra en hulle twyfel en hulle worstel en hulle stoei, terwyl die geopenbaarde dinge nie gehoorsaam word nie. En ek wil vanmôre die lyne bietjie reggetrek om vir u te sê, vriende, daar is dinge wat in my en jou lewe sal gebeur dat ons nooit op aarde voor 'n antwoord sal kry nie. Ek probeer nie 'n Job 'n trooster wees om vir elke ou 'n antwoord te gee vir wat in sy huis of in sy familie of met sy kinders of met homself gebeur het nie. Ek het nie die antwoorde vir alles nie. Al wat ek weet, ons te alleenwyse God wie ons kan vertrou met alles in ons lewe. Of dit siekte is, of dit verliese is, of dit hartseer of pyn of selfs die dood is, ons kan hierdie God vertrou vir elke ding wat hy oor ons lewe toelaat. Want hy is die alleenwyse wat die volle plan ken en ook die einddoel van elke ding wat hy oor ons lewe toelaat.
Daarom vra die Here vir Job aan die einde van sy lewe die vraag: Job, wil jy 'n antwoord hê vir alles wat met jou gebeur het? En as jy die antwoord gekry het, sal dit jou beter laat voel. Sal dit jou denke verander? Want u sien, baie keer kry ons vir onsself 'n mate van 'n antwoord oor dinge wat met ons gebeur het en dit bring nie vreugde nie. En baie keer bring dit meer bitterheid en opstand in mense se harte. En ag vriende, ek het onlangs met iemand gepraat en hulle het vir my gesê hulle wonder of dit nie gebeur het nie. Hulle wonder of dit nie kon 'n moontlikheid gewees het nie. En ek sê vir hulle, luister, hierdie dinge is nie vir ons geopenbaar nie. Dit help nie ons stop en ons wonder en ons dink en ons sê nou maar en wat van as nie. Ons het net dit wat ons tans beleef. En ons nie antwoorde vir alles wat oor ons lewe kom en in ons lewe gebeur nie. Dis nie noodwendig altyd sonde of altyd miskien verkeerde besluite van ons kant nie, maar baie keer in God se ewige raadsplan weeg hy vir ons sekere dinge af waarvan ons nie weet nie. Al wat ons beleef is die omstandighede. Ons beleef die stryd, ons beleef die moeite waardeur ons gaan. En dan het ons nodig om God te vertrou. Want die verborgde dinge, vriende, is vir die Here onse God. Ons menslike kennis is beperk. Sy goddelike kennis is ver bo ons menslike denke. Daarom is belangrik, en Spurgeon sê dit so mooi, hy sê universal knowledge is for God alone. Hy weet elke situasie, hy ken dit ten volle, hy laat dit toe oor ons lewe met die doel om ons te vorm sodat ons hom meer kan vertrou en meer gelykvormig kan word aan die beeld van sy seun Jesus Christus. En wat ek vanmôre vir u wil vra is dat u weg aan die Here sal oorlaat, want hy sorg vir u. Ken hom in al u weë, hy sal u paaie gelyk maak. En wanneer daar dinge oor jou lewe kom wat jy nie verstaan nie en wat jy in jou gedagte mee worstel en jy soek 'n antwoord, onthou die verborgde dinge is vir die Here onse God. Daar is sekere dieptes van God se wysheid wat u en ek nooit sal kan verstaan nie. En daarom berus ons in sy wil. En ek wil afsluit met die baie besondere woorde van die apostel Paulus daar in Romeine, die 11de hoofstuk. Ek lees net vir u die versies om hierdie oordeenking mee af te sluit. Hoofstuk 11 vers 33 sê Paulus: O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken? Of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat dit hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. U sien, Paulus kom by hierdie gevolgtrekking uit in sy eie lewe en hy sê, alhoewel ek 'n apostel is, alhoewel ek hierdie geweldige kennis en insig in die woord het, is daar 'n diepte in God wat ons nooit kan begryp, kan bepaal of verstaan nie. Ons is nie sy raadsman nie, ons kan nie vir hom opdragte gee nie, ons kan hom nie raad gee nie. Wat ons moet doen is om te sê, Here, uit u en deur u en tot u is alle dinge. Ons eer u vir wie u is en ons buig in aanbidding voor u. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so op aarde. Mag die Here so gesindheid in ons harte kweek, sodat ons met vrymoedigheid na die troon van genade kan gaan en ons Vader kan eer vir sy daaglikse versorging in ons lewe. Vriende, groete vir u, mooi dag verder. Tada.